Ek voel baie bevoorreg om vanoggend my gasspreker aan julle bekend te stel. Ja, ons is in die program Introspeksie en sy naam is Gordon Joseph de Bruin. Hy is nie saam met my in die ateljee nie, maar ek het hom op die lyn. Hy was nou wel nie 'n dwelmverslaafde nie, maar hy het dwelms verkoop. Hy was 'n geharde misdadiger en was vir baie jare in die gevangenis, onder andere vermoord. Hy gaan vir ons vertel hoe hy as 'n jong kind op hierdie verkeerde pad beland het, maar baie belangrik, hoe hy tot introspeksie gekom het en daarvan verlos is deur die genadehand van die Here. Gordon de Bruin, goeiemôre en hartlik welkom hier by Radio Disa. Hoe gaan dit met jou? Goeiemôre Donnie, met my gaan dit baie goed man, kan nie kla nie. Lekker kerkdag gehad, lekker kerk service ook gehad, generosity was die message en almal uit dinge. Ja, so het was 'n lekker dag gewees in die kerk en Fantasties, ja. Gordon, voor ons verder gaan, vertel gou eens vir ons bietjie oor jouself. Wie is Gordon de Bruin? Gordon de Bruin was maar net 'n normal seun gewees, maar toe maar net groot geraak het met drome soos net so een en elke ander kind op die Kaapse vlakte. Drome met voetbalplayers, cricketplayers, athletics, almal hy groot drome. Ek was maar net so 'n kind gewees. Ja, ek het nog groot geraak in 'n hockey om het so te sê, in 'n hockey en waar my pa baie violence gewees het toe ek 'n kind was, maar ek het nog altyd uit drome gehad. Okay. Ek het geglo ek kan eendag soos Benny McCarthy beland in die wêreld en kom uit 'n noue park en ek raak groot in 'n noue park op die Kaapse vlakte. Okay. En ek het altyd uit drome gehad as 'n kind. Kom ek het geglo, daar was abuse, daar was pyn, daar was alles, wat ek het drome gehad as 'n kind. Okay. Man, vertel ons 'n bietjie van jou jong lewe by die huis. In watter soort huishouding het Gordon de Bruin groot geword? My huishouding, laat ek het so bring, my ma was die enigste een in die huis en wat bekeer gewees het. My ma was altyd die goddelike vrou gewees in die huis en die res van ons en my ander suster, my oudste suster, Wendy de Bruin, sy was ook 'n goddelike kind gewees. Dan is dit nou my ander suster, hy was nou 'n drugdealer gewees. Hy was eers 'n drug addict gewees. Sy het ook maar nou net die straatlewe gelewe as 'n jong meisie en toe trou sy en toe raak sy nou 'n drugdealer en so aan. En dan is dit nou ons vier seuns en dan is dit nou my heel oudste broer, die grootte wat al die jare gebly het in die Noord-Kaap en Appington. Hy het matriek klaar gemaak wat ons almal nog klein was en toe gaan hy maar nou army toe en almal hy goede. Ja. Maar hy het nie lank gehou vir my toe so en hy ook maar nou net die drug lewe en toe raak hy ook nou 'n drug dealer saam met my suster en so aan. En dan is dit nou my ander broer wat doodgeskiet is 1999. So daai broer van my, ons het nog groot geraak met hom, ek en my baby broertjie vir hom en my broer wat doodgeskiet gewees in 1999. Hy was my superhero. Hy was soos 'n pa vir my, soos 'n broer. Ek kan altyd gehardloop het na hom toe met my probleme en sulke goed as my pa my ge-abuse het en sulke goede. So ja, vir my was hulle 'n bietjie streng, baie difficult en baie die mekaar in hokkie. Okay. Sê gou vir my Gordon, wat was vir jou die turning point in jou lewe? Wat spesifiek het gebeur wat jou finaal in hierdie downward spiral gestuur het, op hierdie verkeerde pad geplaas het? Wat het gebeur? Ja, my turning point wat my plaasgelaat vind het, dat ek nog die verkeerde pad gevaar het in die lewe was nou my broer wat hulle doodgeskiet het soos ek nou gesê het. Ja. Hy was my superhero, hy was my Superman, my Batman en almal hy goede. Okay. Ja, en my broer het my altyd gesê die gangster lewe is nie vir my net. My altyd weghou van sulke lewe. Hy het my altyd gesê ek moet my drome volhou soos Benny McCarthy en almal hy goede. But so ek geglo aan hom as 'n broer, as 'n pa, as 'n oom en almal hy goede, but ek meen 1999 Desember, 26 Desember toe skiet hulle hom dood, toe ek maar weer oud en dit het nou my hart gebreek. Dit het my nou 'n klomp trauma gekos, dit het my nou pyn gekos en almal daai goede. En ek meen so ek nou net groot geraak en toe val ek maar nou net binne hy treppen van die huis van 12 jaar oud, toe val ek nou in hy treppen van drug dealing en crime en almal daai dinge. Okay, sê gou vir ons, waar was jy vir die eerste keer blootgestel aan dwelms? Ek weet jy was nie 'n dwelmgebruiker nie, maar jy het dit verkoop en alles wat daarin jou hele lewe was daaraan gekoppel, maar waar was jy vir die eerste keer blootgestel aan dwelms? Ja, vir my die eerste keer, ek meen my grotere vriende, my homies wat nou, hulle is nou about 5-6 jaar ouer as my, ek was maar nou net 'n 12 jaar oud seentjie, so ek maar nou net begin te saam die dag op 'n koop van een van hulle, soos ek die dag aan op 'n koop, so 'n man mos nou gejaal gesien en die gejaal mos nou 'n man se oë nou net groot geraak, en so het ek sommer nou net vir hom gesê,
ek wil nie nou meer dagen wat koop, ek wil nou sommer nou drugs koop. Hoekom ek meen, my broer was 'n drug dealer, my suster is 'n drug dealer op tyd gewees en sulke goede. Toe voel ek nou net, ek gaan nou net oor switch drugs toe. En ja, ek was 12 toe koop ek die dagen in sulke goede, toe ek nog op primary school gewees. Nou wat ek nou 13 raak, toe ek nog binne in die drug dealings en daai tyd het ons nog nie tik en ongaan nie, daai tyd is nog mendrix en ek het mendrix verkoop soos water. Ek was baie jong, van 13 tot 16 jaar oud, het ek drugs verkoop, so vinnig soos water, soos die mense in die winkels, so ek gegroei binne die lewe om drugs te verkoop, om mense se lewe te kan destrooi, met drugs, ek het drugs verkoop aan vroumense wat pregnant is, kinders wat pregnant is, kinders wat nog klein is en sulke goed, kom ons die drugs verkoop vir nou, vir hulle maas of hulle paas, ek self, net ek doen het, hoekom die is, hoe ek nou vasgevang gewees het aan die lewe en my suster was ek nou 'n drug dealer, so ek nou net vir haar gejoin en so ons maar nou net drugs verkoop en so ek moes nou 'n gangster ook nog raak, so raak ek moes nou 'n gangster op die vlakte van die Kaap en die gangsters verkoop moes ek nou drugs en so die dinge maar nou net gebeur vir my. Okay. Sê vir my jy sou sekerlik met die gereg gebots het. Het jy ooit met die gereg gebots? Ek het baie met hulle gebots. Ek het gebots saam met hulle wat ek nog baie klein gewees het, shoplifting. So gesteel by die winkels en sulke goede en so te man nou net groot geraak, so die skelm man nou net groot gegroei binne die mense en toe man nou 13, 14 raak te begin te roep en steel man terwyl man nog drug dealing ook is aan die ander kant en so te man baie uitgeval met die bots op baie. Man het ek kan sê hulle was my ma en my pa gewees die polisie en so te man baie saam met hulle gebeklei tot hulle nou moeg geraak het vir my. Okay, dit was op 'n jong ouderdom, was jy al toegesluit daarvoor? Het die polisie wel tronk toegeneem daarvoor? Ja, ek was baie, dit is ek nog jong, toen was ek baie in en uit in die tronk en by Polsmoed. Polsmoed het 'n juvenile section gehad, medium, B5. Hy was die juvenile section gewees, hoekom as jy nou 15, 14, 13, 16 is, dan stuur hulle vir jou na reisente toe in Polsmoed. So ek was daar in gewees in en uit, ek was nog op skool ook gewees en sulke dinge, en so het ek nou my loopbaan ook van skool ook nou opgemos met almal die lewe in. En so het ek maar nou net gelewe as 'n drug dealer, as 'n criminal, baie uitgeval met die law en so aan. En toe het ek maar nou net gelewe met crime en ek meen die crime is nou nie net shoplifting en robbing en steel nou nie, nou sit nou poging tot moord, nou sit moord, nou sit die violent crimes, nou die high risk crimes. Ja. Okay, jy sê jou ma was 'n godsvreesende vrou. Hoe het dit jou persoonlike lewe hoe het dit in jou persoonlike lewe gegaan met jou familie, maar spesifiek met jou ma? Ek meen dit my ma se dit het baie my ma se hart gebreek. Ek meen al my ma se vier seuns, soos al vier was moordenaars, soos al vier was in die tronk en vermoord en sulke goede. So dis my ma se vier seuns en ek meen dit het haar hart baie gebreek. Dit het haar hart baie seer gemaak. Ek meen in Polsmoed se gevangenes, die criminals in die tronk in Suid-Afrika. Hulle het 'n tattoo op hulle body wat sê I broke my mother's heart to please my friend. Ek het dit nie op my body nie. Ek het tattoos op my body van die tronk en sulke goed, maar hy se tattoo wat ek altyd gelees het bo op hulle bodies. En dan sê ek wat is die waarheid? I broke my mother's heart to please my friend. Hoekom ek het maar nou net my vriende geplease, ek het my nou net Sjaap geplease. Ek moes nou net die man gewees het in die movie en of in die padlewe wat ek geleef het. So dit het my ma se hart baie seer gemaak. My ma was 'n prayer warrior. Ek meen my ma se kinders, sy het alle kinders goed gemaak in die kerk. Sy was getroud met 'n man ook gewees wat 'n 27 dronkbende gewees het. Hy was 'n alkoholiek, wat my ma het ons almal kerk toe gevat. Ons het almal kerk toe gaan, wat op die einde van die saak het ons almal meeste van ons hart gebreek. Especially ek het my ma se hart gebreek baie. Ja. Okay, sê gou vir my, het jy ek neem aan jy het, maar ek gaan vir jou vra, het jy tydens hierdie woeste lewe van jou, hierdie lewe van 'n krimineel, ooit by die dood omgedraai? Sjoe, dat is 'n diep question. Ja, ek het so baie kere, ek was baie keer opgeskiet. Ek was baie keer ek was al gesteek al, ek was al gegooi met klippe op my kop. Ek het nog altyd merke op my kop. En sulke goed so baie gegooi gewees het met klippe, dan draai ek om by ICU in die hospitaal. So my lewe was net tronk hospitaal huis toe oor die jare gewees wat ek jong gewees het, wat ek nog groter geraak het in daai tye. En dan as ek my liggaam so dophor, dan kyk ek almal die steekwonde wat ek het op my liggaam en sulke goed. So ja, en daar was baie tye wat ek
especially die plekke wat ek nou so gaan visit as ek by die malls is en dink ek aan die plekke, especially waar ek my hare gaan sny. Daar is 'n plek waar ek my dood gesien het, hoe ek terwyl ek my hare sny, sien ek die manne agter my staan met 'n gans en ek weet dis my laaste hare sny en sulke goed en ek sal nooit 'n storie vergeet en ek sê dit altyd by die baba as ek gaan na hom. Ek het hom gesê hy dag sê vir my ma en vir my pa as jy wil eendag sien ek is lief vir hulle en almal hy goed en ek het net my feeling geëxpress hoekom dan hy weet jy hoekom express ek my feelings sien hoekom ek sien my dood binne in die spieël terwyl ek my hare sny en ek meen elke keer as ek my hare nog altyd daar gaan sny dan sien ek daai dag hoe die hand van die Here oor my lewe gewees het daai dag. Sjoe. Ja, sê vir my Gordon jy was 'n regte williehoorder, né? Maar ek wil vir jou vra, in hierdie tyd, het jy enigsins al tot besinning gekom, tot die besef, nee man, ek kan nie hierdie lewe voortgaan nie, ek was al hoeveel keer dood en elke keer kom red die Here my. My vraag aan jou vanoggend is, het jy op enige stadium van hierdie rowwe lewe 'n oomblik van introspeksie gehad, waar jy besef het, jy kan nie so voortgaan nie? Ek meen dis spreekwoorde wat ons baie het, spesiaal soos as toegesluit is in die tronkselle en Paulsmoes tronk. Dan het ons altyd die woorde nie, my broer, ek is klaar, my broer, ek gaan nie meer, my broer, ek is nog klaar, ek gaan nog vaskyk nou, my broer, ek gaan nou 'n lewe bou, ek gaan nou 'n vrou vat en kinders wat almal dis altyd woorde wat ons gebruik oor ons wat ons lewer dit uit. Ek was een van hulle. Ons ek so gepraat, nee, ek gaan nie meer mense bekleen, ek gaan nie meer moord maak en 'n gangster is, ek gaan my lewe sien, maar ek het nooit toe afgeslat boop dit tot ek myself besê het so het ek gegroei in dit en agterna tot ek self vir myself besê wat ek by Pauls moeg gewees het ek is nou net moeg ek het nie nou nog van mense gesê of so nie ek het nou net gelê op my kooi ek meen ek het klaar 10 jaar tronkstraf gekry en kom ek uit 'n 10 jaar tronkstraf hier is ek nou weer in en uit in die tronk na my 10 jaar tronkstraf hier is ek weer in en uit Paulsmoes uit 2012, 13, 14. Toe sê ek van myself in 2015 sê nee man, ek is nou net moeg man dit. Ek kan nie, kom ek sien nou net 'n klomp jare voor my alweer, hoekom hier ek nou alweer vir hijacking, vir guns en vir sulke goed te weer toegesluit en hier sien ek nou 25 jaar voor my. Ek meen, hy was die finale introspeksie wat ek kan gedoen het op myself en daar het ek my confession ook gemaak met die gangsters en almal hy goed om te sê manne ek is regtig klaar man, ek kan nie meer aangaan met die lewe en ek glo in Paulsmoes maximum B-section, hy is die heteroseksie op Paulsmoes maximum en ek meen, wat ek daar leer, daar het ek nou regtig introspeksie gedoen en vir myself ook gesê, terwyl ek nie net vir mense met myself gesê, ek is nou net klaar en ek is moeg, ek gaan nou net wegloop. En toe is jy op 'n waiting trial, vertel vir ons daarvan. Ja, ek meen ek is op 'n waiting trial en ek meen ek lê nou daar vir tyd toe lewe as nog en ek soos die mense gesê het, soos die mense hom ken in die media het gesê hy's 'n gangster lawyer en almal die goede. Ek meen 'n man lê op 'n waiting trial met almal die en hy is ook die lawyers en almal die en nie almal die sake. So lê ek op 'n waiting trial en ek doen nou daai introspeksie en ek sê ek kom maar nou net 10 jaar. Ek was 17 jaar oud wat ek tronkstraf gekry het vir 'n 10 jaar vermoord en almal die goede. Hier sê kan nou 'n groot man en hier leek nou weer met 'n klomp sake hier voor my en almal die goede en ek glo en hy was maar nou net die tyd wat die Here vir my gekom besoek het weer eens. Kom die Here het vir my gekom besoek en ek het nie geluister en hier kom die Here maar nou net weer. Ek moet nou confess en ek meen, hy was nou die tyd wat ek nou vir myself gesê het ek is moeg, ek is klaar. Ek kan nie meer aangaan met die lewe nie man. En so het ek nou net geconfess nou om te sê vir die manne ek is nou klaar. Okay Gordon, jy's nou 'n waiting trial, jy het 'n klomp, jy het baie sake teen jou. Wat gebeur? Jy gaan na hof toe. Jy gaan na hof toe, wat gebeur? Ja, want ek nou by die hof kom en sulke goede in my hart en in my gedagtes sê ek myself ek ben 20 jaar en klomp jare, maar wat ek by die hof kom sien ek nou net die hand van die Here werk. My sake, hoekom ek het different hofsake as een hof in Wynberg hof wat ek het in different hof geloop vir die sake, wat ek sien die trek die magistrate en hulle trek die sake terug en almal die goede en daai het ek gesien. Hy is nie hy is ook hierdie looie nie. Dis die hand van die Here wat almal die goede gebeur saam met my. En net vir my het hy 'n groot verlief oor my lewe gekom en wat er nog almal daai sake nou teruggetrek gewees het teen in my. Wat ek nou huis toe gaan
Toe gaan ek nou huis toe gaan sê ek nou met my suster wat nog 'n drugdealer gewees het, my babybroertjie wat ek nog 'n drugdealer gewees het daai tyd en my homeboys nou die gangsterbroers en almal die 26s, die 27s en toe sê ek hulle manne, ek is klaar met die lewe. Ek gaan nou vir my sommer nou ingaan boek by in die rehab. Ja. So het ek my turning point gevind. Okay, wat gebeur toe in die rehab? Ja, wat ek meen, daai was die beste plek waar ek kan nou regtig die Here gevind het. Daai was nou die regte plek waar ek kan gebely het. Daai was nou die regte plek waar ek nou alles kan gegooi het voor die aansig van die Here, dat ek nou op my knieë kan gaan en sê Here, hiervandaan en nooit weer omdraai nie, my Here. En ek meen wat ek nou in die rehab gewees het 2015, ek was daar 2014 wat ek was nie ernstig nie. Hoekom 2014 was ek maar nou net daar vir my hofsaake, hoekom die hof het my nou net gesê, hulle soek nie meer vir my in my area nie, ek moet uitgaan, toe gaan ek rehab toe deur my ma, hoekom my ma ken nou die pastor en die ma ken nou die pastor van die plek en so aan. En so ek nog gegaan, maar 2015 het ek myself so toe gevat, ek het maar nou net weer die pastor gevra, pastor Kriewel, ek soek maar nou net weer Jaap man asseblief, en so het hy vir my Jaap gegee en vir my ingeboek en toe gaan boek ek my in weer die rehab en daarvandaan toe bely ek, toe sê ek Here, hiervandaan nooit weer wil ek omkyk my God Here, ek wil nie meer drugs verkoop, ek wil nie meer mense destrooi nie, ek wil nie meer sulke goed te doen nie, my God Here. En daar was 'n kerk in die Strandfontein Village, Windows of Heaven, en ek meen daai kerk het my regtig laat sien die hand van die Here oor my lewe en daar het ek weer begin te glo aan God, daar het ek weer begin te glo aan my drome, daar het ek weer begin te glo dat ek kan iets bereik in die lewe. Hilton, jy is nou vry, Hilton nie, Gordon, jy is nou vry van dwelms en van 'n verloste persoon deur die genade hand van die Here. Vertel vir ons, wat doen Gordon de Bruin vandag? Hoe lei hy sy lewe? Oh, dat is actually die mooiste question ooit wat vir my wat ek kan maar nou net sê is nou 2015 tot vandag, toe ek sê altyd is nou 10 jaar is the God of Daniel of Gordon Joseph de Bruin. Met die mening as ek terug kan kyk, dan kyk ek die hand van die Here oor my lewe soos hulle vir my gesê het wat ek moes weggeloop het, toe kom dit mos altyd nie gee hom net 'n kans, maar hy gaan nou weer terugkom, los hom my broer, los hom, hy kom nou weer by die hoeke en ek meen die seuns wat ek gelos het 8 jaar oud, hulle is vandag 18. Hulle kan nie glo. Hulle is nou gangsters en drugdealers en ek is nog altyd met die Here. En die lewe wat ek nou leef is 'n goeie lewe met die Here. Ek meen ek het verder gestudeer. Ek het 'n degree agter my naam in community development, 'n graad agter my naam. Ek het skool klaar gemaak in die tronk en ek het verder gestudeer wanneer ek uit die tronk het gekom het. Toe studeer ek film television production. Ek werk nou in die media. Ek het community development degree agter my naam en ek help in die communities, die gebruikte communities en ek laat die youth net glo. Ek hou van werk met die jeugdigers en ek laat hulle net glo, hulle het drome, hulle het 'n lewe vorentoe en ek werk in Bonitown, ek help uit in Bonitown met community development werk met Bonitown, ek werk nou met jeugdigers van 15, 16, 17 en dis mos nou jong manne, hulle is modenaars en almal die goed en ek laat vir hulle nou net glo, hulle is die modenaars, hulle is kinders van die Here, ek het kan bereik, ek kan hulle het bereik. Ek sê wel altyd, ek was op 'n plein gewees, ek het al in 'n plein gevlieg na 'n land toe, Uganda, ek het op 'n plein gevlieg al Bloemfontein toe, ek het al gewerk al in Primi Biaki in 'n restaurant, in 'n koffieshop en sulke goed. Ek het geachieve dinge wat mense gesê het ek sal nooit achieve, wat die hand van die Here het my laat groot dinge bereik. Hoekom ek het maar nog net gebely voor die aangesig van God. En vandag het jy ook jou eie koffieshop? Ja, vandag het ek my eie koffieshop. Vandag ek moet 'n koffieshop True Coffee Cafe, daar is die koffieshop se naam, True Books, daar is die boeke wat ons verkoop, soos boeke en koffie wat ons verkoop en ek glo om dit te doen is 'n baie groot experience. Okay, dis wonderlik. Sê vir my, jy dalk 'n kort bemoediging of iets om te sê vir iemand wat nou na jou luister? Ja, vir enige ene wat nou luister en wat ek nou net kan sê, moet net die hoop opgee. Jy moet net glo, alles jy nou 'n kind, alles jy nog jong, alles jy nou groot ouer of wie ewe jy is. Ek meen, ek weet die ouers gaan nou die groot stryd nou, spesiaal vir ons jeugdigers wat se doodgaan, wat drugs rook en geskiedrugs. Hulle moet nie op bid, hulle moet net glo. Ek meen, my ma het gebid, my ma het gebid toe raak my pa bekeer en hy het 'n prayer warrior dood gegaan en ek meen kyk waar's ek vandag in die lewe en ek sê vir myself en ek
soos ek vir hulle kan sê, as ek dit kan gaan maak, kan hulle dit ook maak. Change is possible. Nobody is nou in die tronk of dis in die hospitaal om te lewe in die gutters en in die ghettos. Ek meen, ek het groot geraak al my jare in 'n hokkie en ek het geglo vandag operate ek in 'n hotel en ek weet nie nog waar ek slaap en ek sien dit is al die hand van die Here. So daai wat ek maar nou net vir mense kan sê, van wie nou vasgevang is in die donkerte in, hulle moet net hoop hê, hulle moet net glo dat hulle kan uitkom uit die donkerte uit en loop met die hand van loop onder die hand van die Here en die Here sal vir hulle groot deure oopmaak, especially die jeugdigers wat glo as niks en niemand kan vir hulle help. Daar is help vir hulle. Ek het die help gekry. So ek wil nou net vir hulle sê wat luister die jeugdigers, daar is help, is alles wat in die kerk, alles jy waar ook al staan op die hoeke ook. Sy kan dit maak in die lewe. Sy kan suksesvol maak en skool, as die skool klaar maak, as die education agter jou naam, ek het education agter my naam. 'n Man wat kom uit die tronk uit en sulke bly en kyk wat die deure gaan oop vir my. Ja. Gordon, maar Jen stuur 'n boodskap, sy sê, "Jo, ek voel hom so want ek is 'n ma en ek's lief vir seuns." Maar God se planne volgens Jeremia 29:11. Halleluja, maar Jen lief vir die seun al ken ek hom nie. Halleluja. En dan sê Angeline, powerful getuienis van Gordon, eer aan die Here. En dan, ek net die naam hier so kry, Cornelius sê, môre Pastor Donnie, kan ek Gordon se nommer kry asseblief? Nou Gordon, ek wil vir jou vra, waar kry mense vir jou in die hande, as hulle graag met jou wil in kontak kom? Ja, so die luisteraar wat nou my nommer gesoek het, hier is my nommer. As jy 'n pen het, 061 714 1568. Dit is my nommer, 061 714 1568. Dit is my nommer. En dan kan hulle vir my kry op YouTube ook, Gordon de Bruin, en kan hulle vir my nou kry op TikTok ook, TCO The One. Daar is ek op TikTok en dan is ek nog op Facebook. Op Facebook sal dis 'n masjien TCO World Joseph, TCO for Life Gordon. Daar is maar nog net 'n bynaam wat ek moet so loop. Kom ek glo nog net ek is die chosen one en ek weet al die modder wat ek deur gegaan het met die Here maar nog net gesê jy sê gekies die ene. Toe sê ek nou, hoe kan ek daai naam kleiner maak? Toe sê ek dit nou T is vir the, C is vir chosen en O is nou for one. So the chosen one, daai wat dit voor staan. Daar's wat die mense vir my kan kry. Gordon de Bruin, baie dankie dat jy jou storie met ons kon kom deel het vandag van die bestuur van Radio Disa. Al ons luisteraars en van my Donnie Wessel sê ons vir jou baie dankie en ons bid God se rykste seëninge op jou en jou familie. Baie dankie en baie dankie vir al die luisteraars wat geluister het. God seën vir julle en baie dankie en hou maar net vir my in my gebed en hou maar my babybroer soek in gebed en sy naam is Joshua Thomas de Bruin. Hy was nou geskiet. Hy was geskiet 'n maand terug, die 28ste Julie, so is nou 'n maand terug wat hy geskiet gewees het. So hy's geskiet, maar hy lewe. Hy het wakker geskrik in die ICU in die hospitaal, wat hy het dit gemaak en nou lewe hy. Hy's nou in die reep en so en hy trek nou om te recover van sy pyn en so en hy het al die jare wat hy's nou die babybroertjie. Hy was ook nou 'n drug dealer en 'n gangster en kom hy uit die tronk uit vermoord. Hy's net 'n week buite toe skiet hulle vir hom amper dood. Toe skrik hy wakker in die hospitaal. Toe sê ek vir my broer, hy het nou net 2 weke gesit. Hy het wakker geskrik nou in die hospitaal. Ek weet nie wie die reg weer amper dood geskiet het. So as hy uitgaan by die hospitaal se deur, as eiers sy gaan uit daar met 'n kus met 'n koffin of sy gaan uit daar met 'n Bybel. En ek dank die Here vandag. Hy gaan toe keer toe, wat ek hoop maar nog net hy loop met sy feite en sy sterkte. So as wat maar net vir hom ook mense. Ek dankie. Dankie. Dit was Gordon de Bruin. Gordon, baie dankie, né? Tot ziens. Baie dankie. Tot ziens.